Welkom by Ekerk Lewendig, die podcast. Dankie dat jy vandag saam met ons dieper kom dink oor Jesus en die Bybel. Ons hoop dat die boodskap jou sal inspireer, jou geloof versterk en dat jy sal sien hoe Jesus in jou lewe werk. Geniet die boodskap. Dankie Here dat ons die eer het om met U te mag praat. Dankie dat ons in die teenwoordigheid in ons Here Jesus se naam mag staan. Dankie dat ons U mag aanroep as ons Vader in die hemel. Laat U naam geheilig word in hierdie oomblikke. Laat U woord lewendig wees wanneer ons daaroor nadink. Gee dat U woord ons eerste sal verander, sodat ons sal verander in Christus naam. Amen. Stilte is groot. Stilte is skaars. Mense gaan met vakansie om stilte in hulle lewe te kry. Mense trek na kleiner dorpe toe om groter stilte te kry. Van vroeg af in die kerkgeskiedenis is die soeke na stilte as 'n geloofsdissipline baie belangrik. Ons het in die vroeë kerk reeds gesien hoe mense in grotte gaan bly het, ver af in woestyne, om God se stilte en God se teenwoordigheid te ontdek. Stilte dissiplines is in ons dag steeds belangrik en groot, tereg ook, waar mense op retreats gaan of gaan stap net om stilte in hulle lewe te herwin. Die dilemma is, die probleem is, as ek dit self so mag sê, die geraas in ons kop. Ons almal het nou en dan dikwels, selfs gereeld, raaskoppies, as ek dit maar so mag sê. Ons koppe raas. Dit is die heeltyd aan die gang. En partykeer is die geraas angsskepend. En partykeer is dit soos wat die Engelse dit beskryf, chatter. Het jy ook al in die middel van die nag wakker geword en daar's 'n angstigheid in jou en jou kop wil net nie afsit nie, jou kop is die heeltyd aan die gang? Die feit bly, ons almal praat met onsself. Die ouens wat daaroor navorsing doen sê, die gemiddelde persoon praat tot 4000 en meer woorde per minuut met hom en haarself. Ons is die heeltyd in gesprek met onsself. Ons praat en die ergste van alles, ons luister na onsself. Ons het nie net wat die Engelse noem inner talk nie, maar ook an inner ear. Selfs mense wat gebore is sonder dat hulle kan praat, wat doof gebore is, praat met hulle self. En as ons nie ingryp op ons, wat ek wil noem, binne praat nie, praat ons verkeerd. Partykeer is ons binne praat net 'n kop wat die heeltyd aan die gang is. Ek onthou nou die aand so in die middel van die nag, het Marietjie so aan my gedruk en gesê, Stefan, sit af jou kop en slaap. En miskien is dit baie keer ons almal se uitdaging, om ons binnepraat te verander na wat ek wil noem geloofpraat. Presies hiermee help Psalm 42. Dit is die eerste van die psalms van die Koragiete. Kom ons praat dat Korag die skrywer is terwille van ons gesprek. En ek lees saam met jou in Psalm 42, ek lees uit die 2020 vertaling, soos 'n wildsbok, dit is vers 2, soos 'n wildsbok wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek in die tempel ingaan en voor God verskyn? Hoe verander 'n mens jou binnepraat? Kan ek maar sê jou raaskoppie, jou 24/7 wakkerkop, wat die heeltyd hier en daar en deur is, wat jou angsgedagtes laat dink, wat jou laat bekommer, wat jou besig hou. Wel, Psalm 42 se skrywer is in die moeilikheid, in groot moeilikheid. Ek sien in vers 4, trane is dag en nag my brood, omdat daar die hele dag lank vir my gevra word, waar is jou God? Dieselfde vraag kom in vers 11 voor. As die teenstanders deur die hele dag lank vir my vra, waar is jou God? Dis duidelik dat sy omstandighede haglik is. Hy is omring deur nie-gelowiges, ongelowiges, wreedaards die hele dag. Maar dan in sy binnepraat gaan hy nie in 'n donker plek in nie. Hy gaan nie in 'n angstige plek in wat hom laat bang word en sy angsvlakke opjaag nie.
Hy gaan na God toe, met sy vrees, met sy twyfel. En hy gaan in sy heel basiese behoefte in. Ons almal weet ons heel basiese behoefte as mense is om te oorleef, is die behoefte aan kos en water. En presies hier plaas die psalmskrywer homself. Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, smag my siel na U, o God, my siel dors na God. Die psalmskrywer weet ons siel is ons innerlike mens. Dit is wie ek in my binnekant is, my binnemens. My siel is die diepste ek. En hier in die wese, in sy hart, het hy hierdie dieper dors, hierdie dieper soeke na God. Nou ja, ons weet uit Johannes 4 vers 14 en Johannes 7 vers 38 tot 40, dat Jesus ons as gelowiges se grootste dors en honger geles het. Hy is die water wat vir ewig lewe gee. Hy is die ewige brood in Johannes 6. Geen gesprek daaroor nie. Ons diepste honger, ons verlossingshonger en dors is geles. Maar hier en nou is dit die kenmerk van almal wat hulle binnepraat verander, dat daar 'n dieper dors as 'n gelowige na God is. Trouwens, dis die kenmerk van alle gelowiges wat geestelik groei, dat hulle altyd nog wil groei, nog dorser is na die lewende water van God, nog hongerder is na die daaglikse brood van die Here. Ons kan nooit genoeg van God kry nie, en ons begin uit ons basiese behoeftevlak. Die psalmskrywer sê, jy kan gaan kyk na 'n wildsbok in die woestyn, wat daar in die Negev woestyn of een van daardie plekke in Israel rondloop in sy dag, en wat besig is om te sterf. Hulle soek met alles in hulle na water. Hulle smag daarna. Wel, my siel is ook nou daar, sê hy. Here, ek honger, ek dors na U. Dit klink soos Psalm 63, hoor net. God, U is my God, U soek ek. My siel dors na U, my liggaam smag na U in 'n droë uitgeputte land sonder water. Ek honger en dors na die Here. Hier is my geheim. Wanneer ek as 'n gelowige wil groei, wanneer ek die Here in my lewe wil beleef. En kom ons wees eerlik met mekaar. Dit moet tog die basiese dryfveer wees van elke gelowige. Jy kan tog nie tevrede wees met jou lewe soos dit is nie. Dit kan tog nie waar wees wat George Barna in navorsing 'n paar jaar gelede raak geboor het wat die Amerikaanse Christene betref, dat 50% van Amerikaanse Christene tevrede is met hulle geloof, as it is, soos dit tans is nie. Jy kan nie, die Heilige Gees maak 'n dieper dors, al het hy jou ewige lewe dors versadig, maak hy 'n dieper dors, wanneer dit met jou goed gaan, en wanneer dit met jou sleg gaan. Nooit is jy op 'n plateau van tevredenheid nie. Die Here sê, kom ek sit jou in jou basiese behoefte as dit oor my gaan. Ek honger en ek dors na U. My siel roep uit na die Here. Nooit het ek genoeg van die Here nie. Ek onthou hoe Martin Luther gesê het, sy hele lewe was 'n smag na God. Ek onthou hoe Moeder Teresa dit gesê het, haar hele lewe was 'n hinkering na meer van God. Sal dit nie waar wees van ons dan ook nie? Soos 'n wildsbok smag ek na die Here. En hy's in die moeilikheid, sê ons vir mekaar. Hy's omring deur ongelowiges, spotters, ateïste, agnostici, jy noem dit. Hy's in 'n donker wêreld. En wat doen hy? Hy vra nie in die eerste plek, Here, vat my vyande weg nie. Here, maak my omstandighede beter nie. Vat my na 'n ander plek toe nie. Laat ek pad gee uit hierdie omringende golf van ongeloof nie. Here, vat my na U toe. Het jy die verskil gehoor? Die eerste gebed van 'n ware gelowige is, as te ware, red my siel, nie red my liggaam nie, red my siel, maak die honger in my vir U groter, dieper, meer. Ek smag, Here, ek soek, Here, ek klop, Here, want ek ken U, maar meer van U. Daar's 'n tweede ding wat met hom gebeur. Sy binnepraat, sy selfpraat verander. Nou, moderne wetenskaplikes wat
navorsing doen oor hoe ons brein werk en dis maar altyd vir my 'n belangstelling, sê ons binnepraat, ons 4000 plus woorde per minuut selfpraat, kan dikwels verval soos wat ek genoem het in chatter, in 'n negatiewe selfpraat, in 'n kritiese selfpraat, in 'n afbreekende selfpraat waar ek die hele tyd vir myself sê ek is nie goed genoeg nie, ek stel mense teleur, ek is eintlik maar 'n mislukking. En daar's twee groot geheime wat hulle ontdek het wat die psalmskrywer na my wete al meer as 2000 jaar gelede by God gehoor het. Heel eerste sê mense vandag om hierdie chatter, hierdie negatiewe selfpraat te verander, moet jy 'n tree terug staan en 'n groter prentjie hê. Wat wegskuif van jouself. Wel, die psalmskrywer doen dit. Hy herhaal dieselfde woorde hier in vers 6 en dan in die heel laaste vers 12. Kom ek lees saam met jou. Waarom kwyn jy weg, my siel, en is jy so onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom weer loof vir die verlossing wat sy teenwoordigheid bring. En dan weer 'n keer vers 12. Waarom kwyn jy weg, my siel, en is jy so onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom, my God, weer loof vir die verlossing wat sy teenwoordigheid bring. Mag ek dis die twee groot geheime deel wat ons vandag weet uit die neurowetenskap en wat God se woord met ons deel, lankal al, wat ons net nog nooit ontdek het nie, wat ons nog net nooit taal vir mekaar voorgegee het nie. Ons sê vir mekaar, ons almal het 'n binnepraat, 'n chatter, 'n koppie wat raas, 'n koppie wat praat, 'n koppie wat so stroop loop hier binne in ons. En ons praat met onsself. Hoe skuif ons? Kom ons maak dit geloof praat. Dit begin met 'n geloofsoektog. Ek soek U met my hele hart. Ek honger, ek dors, ek smag, ek jaag U teenwoordigheid na. En tweedens begin dit met, Here, ek skuif so 'n bietjie uit my storie uit na U storie, na U verhaal, na U werklikheid toe. Hoor weer, vers 6. Waarom kwyn jy weg, my siel? Onthou, hy is die hele tyd in 'n gesprek met sy eie siel besig. Dit het in vers 1 en 2 begin, my siel honger, my siel dors, en nou weer die gesprek. Waarom is jy so onrustig, my siel? Ek kom nou terug daarna toe, maar heel eerste, hoop op God. Dit is die nuwe binnepraat. Hoop op God. Skuif na God toe. Verskuif jou blik na God se wêreld. Smag na God. Doen dit dag en nag. Onthou jy ons het so 2 weke gelede Peer en ek self in ons Pinksterreeks by Psalm 119 stilgestaan. Dit is ook een van die geheime wat die psalmskrywer daar in Psalm 119 baas geraak het. Daardie dieper soek na God, daardie dieper dors. Onthou jy die jongman wat die dringendheid gehad het, ek wil die Here doen, en daardie dryf gehad het, ek sal die Here dien, nie 'n dreigement nie, maar 'n doener, wat dag en nag die Here soek. Hier sien hom, het jy gehoor, dag en nag. Dit is hy wat in Psalm 119 vers 107 gesê het, hoe lief het ek U wet. Die hele dag dink ek daaroor na. Dis die geheim. Jy verander jou binnepraat van, wat moet ek doen? My lewe is so de mekaar. Ek weet nie hoe gaan ek uitkom met my geld nie. Ek weet nie hoe gaan ek Suid-Afrika of waar ek ook al bly oorleef nie. Ek weet nie hoe gaan ek die lewe in die oë kyk nie. Ek is 'n mislukking. En al daardie negatiewe binnepraat, skuif jy, soos wat die psalmskrywer ons leer, as jy 'n gelowige is, God, ek dors na U, o God, ek hoop op U. En weet jy hoe gaan dit lyk? Ek gaan van nou af dag en nag met U besig wees. En kan ek weer sê wat ek al een keer gesê het, of 'n paar keer hopelik. Daar is net 2 dinge wat die Bybel sê, jy dag en nag moet doen. Nie bekommer nie, nie stres nie, nie chatter nie, nie selfpraat nie. Jy moet dag en nag die Here se woord oordink, Psalm 1, en jy moet dag en nag bid. 1 Tessalonisense 3, 1 Tessalonisense 5. En ek onthou 'n vriend wat gesê het, hy het een keer gaan ondersoek instel in die Bybel na wat is die ware betekenis van dag en nag. Dit klink mos so teologies. Laat ek vir jou sê wat is die eintlike betekenis. Wel,
Hy het toe tot die konklusie gekom, die eintlike betekenis van dag en nag is dag en nag. Hoor wat skryf die psalmskrywer. Hoe lief het ek u wet. Dis hoe ek die geraas in my kop skuif. Ek skuif my fokus. En die slim mense sê vandag, as jy jou fokus verskuif na iets groter of in die Bybelse terme na iemand groter as jouself, krimp hierdie negatiewe selfpraat. Kom daar 'n nuwe selfpraat, 'n geloofstaal in jou lewe. Hoe lief het ek die wet, ek dink die hele dag daaroor na. Nou is daar nuwe inhoud in my kop, want my kop praat, ek hoef dit nie af te sit nie. Ek moet dit net met die regte inhoude vul, soos in Psalm 65, vers 55. Nie net in die dag nie. Ek het u naam in die nag onthou, Here. Vers 62. In die middel van die nag staan ek op om u te loof. Dit is juist daar in pompoentyd, daar na 12 uur in die nag, soos hulle sê dat ons wakker word en angstigheid het en selfs nagmerries het wat baie keer oorloop in dagmerries. En dis dan, sê die psalmskrywer, in die middel van die nag, loof ek u. Hy's geoefen om sy selfpraat na geloofpraat toe te skuwe. Ek praat, maar ek praat met God. In die dag dink ek, maar ek dink oor God. Sal dit nie wonderlik wees nie? En dis nie 'n dreigement nie, en nie 'n mooi vroom preek nie. Dit is die hartklop van die Bybel. Psalm 1 vers 1 en verder. Onthou jy daar by vers 3, oordink die Here se woord dag en nag. Onthou jy wat God vir Joshua sê in Josua 1, as jy Moses se wet dag en nag oordink. Onthou jy wat God vir Johannes doen op Patmos, as hy vir hom die visioene wys, veral in Openbaring 10, hier's my woord, eet dit, en maak dit deel van jou lewe, dan skuif jou lewe. So Psalm 42, se skrywer is in die moeilikheid. Baie Christene wat ek ken is in die moeilikheid. Ons almal kry swaar. Ek meen, dis die gemeene deler. Ons is so generies, almal van ons kry swaar. Ek ken niemand as jy vir hulle vra as dit swaar, wat vir jou sal sê, nee, my lewe is maklik nie. Ons blink uit in raak sien van ons swaar kry. Psalm 42 sê, skuif. Soos 'n wildsbok smag ek na God, meer van God, in watter omstandighede ook al. Meer van God. Hoe doen ek dit? In vers 6, ek hoop op God. Ek verander my geloofstaal deur in die dag sy woord te soek, Psalm 119 vers 97, en in die nag, vers 55 en vers 62, op te staan en God te loof. En nou die derde en laaste punt. So die honger na God, die dors na God, die hoop op God, en dan 'n nuwe manier van geloofspraat met myself. Sal jy my glo dat een van die groot deurbrake wat navorsers gedoen het in die afgelope paar jaar oor chatter, oor selfpraat, oor binnepraat, is dat jy moet ophou om maar net aan jouself te dink, jy moet jouself aanspreek in die tweede persoon. In gewone taal, jy moet leer om te sê, as ek my eie selfpraat moet verander, dan moet ek iets doen soos, Stefan, jy moet ophou om so te praat. Jy spreek jouself in die tweede persoon aan, en die navorsing wys op verstommende maniere, dat mense wat hulle self op hulle eie naam aanspreek, as jy, dat daar iets gebeur in hulle lewe, dat die angstigheid baie vinnig bedaar. En dis presies wat Psalm 119 al eeue gelede geleer het. Hoor weer, die psalmskrywer verander sy selfpraat na geloofpraat, en hy praat met sy siel. Waarom kwyn jy weg, my siel, en is jy so onrustig in my? En dan spreek hy sy siel aan, hoop op God, want ek sal hom weer loof vir die verlossing wat sy teenwoordigheid bring. En hy doen dit 'n tweede keer. Vers 12, waarom kwyn jy weg, my siel, en is jy so onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom, my God, weer loof vir die verlossing wat sy teenwoordigheid bring. Jy staan 'n tree weg en jy kyk na God. Jy staan 'n tree weg en spreek jou eie binnepratery aan. Stefan, jou siel moet nou ophou om so rusteloos te wees.
En jy sit jou eie naam daarin. Waarom is jy so onrustig? Wat gaan met jou aan? Is jy regtig so klein gelowig, my siel? En dan skuif jy jou fokus na God. Jy verander jou binnepraat na geloofstaal. God help jou daarmee deur sy Heilige Gees. Hy wil nie hê dat jy in angs moet lewe nie, dat jou lewe in vrees deurgebring moet word nie, dat jy in twyfel moet loop nie, dat jy so dubbelslagtige geloof moet hê nie, na buitentoe glo en sê ek hou vas aan die Here, maar in die nag as jy wakker word, word jy in angs sweet wakker en bang en in vrees. Die Here wil dit nie hê nie. Hy wil hê dat jy vry moet wees. Al is dit swaar. Want Psalm 42 is juis 'n swaar kry psalm. Dis geskrywe wanneer dinge moeilik is. Maar hier lê 'n paar geloofsleutels. 3. Jy honger en dors na die Here. Jy begin in jou heel basiese behoefte smag na God. En dit gaan nooit ophou nie. Die dieper honger sal dieper raak. En hoe meer God jou vervul en hoe meer hy vandag met jou praat, hoe meer sal jy sê nog van U, o Heer. En dan verander jy jou binnepraat. Jy doen wat vers 6 en vers 12 sê. Jy sê, hoop op God. Jy kry 'n groter prentjie. Jy maak jou dag en jou nag vol met God. Jy maak God die voorgrond in jou lewe. En hoe meer jy dit oefen en oefen, hoe kleiner krimp jou probleme, want jou fokus, jou aandag, jou hart verskuif. En dan verander jy jou geloofspraat. En jy sê vir jou siel, my siel, stop dit nou. Jy moet nou ophou met hierdie onrustigheid. Vers 7, jy vra vir jou siel 'n vraag, vir wat is jy so onrustig? Waarom kwyn jy weg? Jy moet smag na die Here, na God, wat al jou behoeftes bevredig. En dan sê die psalmskrywer, in die Here vind ek my troos, hom sal ek weer loof. Hoor net hoe mooi, vir die verlossing wat sy teenwoordigheid bring. Hierdie is 'n geloofsoefening, 'n lewenslange een wat ons vandag inoefen. Dit begin met 'n honger en 'n dors, dit begin met hoop op God, dit begin op 'n dag en nag fokus op hom, en dit begin op 'n ernstige vermaaning aan my siel. Jy, my siel, moet nou ophou met hierdie nonsens, met hierdie raaskoppigheid, met hierdie rusteloosheid, met hierdie gedurig ontsteltweesheid, met hierdie angstigheid. Stop dit nou. Natuurlik is ons net mense, en natuurlik moet ons hierdie ook inoefen, maar dis tog wat geloof is. Dis 'n inoefening. En as ons dit nie inoefen nie, gaan ons dit nie reg kry nie. Rudolf Botha het nou die dag vertel by die E-kerk Bybelstudie, Vrydagoggend, van 'n bekende samurai swaardvegter, Mikado, wat baie goed was in daardie tyd om 'n swaard blits vinnig uit te pluk. En toe hulle hom een keer vra wat is sy geheim, toe sê hy, ek oefen elke dag 2000 keer om die swaard uit die skede uit te haal. En elke 10de dag oefen ek dit 7000 keer. En dan dink ons geloof is maklik, dit kom sommer so sonder oefening. Dit is Paulus wat vir Timoteus oproep tot geloofsoefening. En hier het ons vandag in die gimnasium van die Here 3 lewensbelangrike riglyne gekry. Om te smag na God soos 'n wildsbok, aan te hou elke dag te dors. Tweedens, om ons blik te skuif na die groter prentjie, deur te hoop op God. En derdens, deur ons siel 'n slaggie bietjie aan te spreek. Jy, my siel, wat gaan met jou aan? Wat gaan met jou aan? Hoop op God, en dan 'n belydenis. Want ek sal hom weer loof vir die verlossing wat sy teenwoordigheid bring. Ek sal God weer loof. En dit is die kuns van 'n goed geleefde geloofslewe, waar my binnepraat geloofspraat word en God glinster in my lewe. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U my binnepraat verander in geloofspraat. U weet hoe afbreekend en kleingelowig ek soms hier binnepraat. Dankie dat U Gees vanoggend die soeklig op 'n vergete geestelike geheim laat val. En daarom Here, in U naam kom sê ek vir my siel, waarom is jy so onrustig? Waarom kwyn jy weg? En ek sê Here, ek sal U loof
want U is God en U is goed en U is die een wat my dors les en my honger versadig. Wees U vandag genoeg en elke ander dag. Ek skuif my blik, ek skuif my praat na geloofspraat in Jesus se naam. Amen. Dankie dat jy vandag saam gereis het. As die boodskap vir jou iets beteken het, stuur dit gerus aan ander. Om meer uit te vind oor Ekerk, besoek ons by www.ekerk.org. Tot volgende week. Ekerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.